Dan, soos Henny ook gesê het, doop ons vandag 'n klompie jong babietjies en dit is vir my lekker om die volgende doopouers na vorentoe te roep. Pieter John en Minion McKenny, Pierre en Barbara Langeveld, Wouter en Arina Lombard en Paul en Eudine Swart. As julle so lank na vorentoe kan kom. En dan is dit ook lekker vir my ook, want vanoggend het ons 'n gas hier voor wat kleinkind doop en ook wat vir my klas gegee het. Professor Hoffie Hofmeyer, ek het in my eerste en tweede jaar by hom kerkgeskiedenis en kerkreg gekry, so dis waar my fondamente gelê het. So oom Hoffie, dis vir my ook lekker om oom hier so te verwelkom. Baie, baie dankie. Liewe vriende, dis natuurlik 'n wonderlike voorreg om 'n kleinkind te mag doop, maar ook wonderlik om saam met julle almal te wees. As ons hier by mekaar is, dan is dit nie net in die teken van Kersfees, van die gawe van die wonderlikste baba van alle tye nie, maar dan staan dit ook in die teken vir julle ook as ouers van een van die wonderlikste gawes wat mense in jou lewe mag ervaar. 'n klein nuwe mensie, en wat bly dit nie altyd 'n godswonder nie. Kom ons sê dit ook maar weer vir mekaar. So wonderlik geweef in die moederskoot, so wonderlik beplan deur God daarbo. Ek gaan kortliks eintlik net met julle deel, nie die formulier nie. Aan die een kant is ek 'n baie moderne mens, aan die ander kant het ek wel ook waardering vir die mooie van die oue, ook as historikus, maar dis dan nie om modieus te wees dat ek nie die formulier gaan gebruik nie, maar ek het gedink om dit te omskep in 'n wonderlike stuk persoonlike belydenis en ook 'n wonderlike stuk persoonlike getuienis, wat uiteindelik maar die wese saamvat van die wonder van die doop, naamlik God se verbond, God se ooreenkoms met ons, maar aan die ander kant ook God se getrouheid. Ek wil my belydenis en my getuienis teenoor julle ook as jong mense en ook julle in die besonder, alhoewel ek voel net so naby aan al die ander doopouers, begin deur te sê dat ons kan met groot vrymoedigheid saam met die hele kerk oor die hele wêreld soms meer die 12 artikels gebruik, deur te sê, ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van hemel en aarde. En aan die ander kant ook die wonderlike, ek glo in Jesus Christus. En dan nie al die detail gaan ek met julle deel nie, maar die Christus wat die pad vir ons kom oopbreek het, sodat ons en ons babatjies en ons kinders nuwe mense kan wees. En dan glo ek saam met julle en ons almal in die Heilige Gees. Ons glo in die vergewing van sondes en ons glo ook, en kom ons sê dit ook vir mekaar, ten spyte van wat teoloë en filosowe nie net in ons tyd nie, maar dwars oor die geskiedenis ook maar gesê het. Ons sê, ons glo in die werklike opstanding van Jesus Christus, sodat ons ook eendag werklik kan opstaan. Opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. En dit is die wesenlike waarin ons glo. Aan die ander kant wil ek maar net vir julle ook sê, God lewe, God regeer, God is in beheer, en in God is daar toekoms. En in God is daar hoop ook in Suid-Afrika, ook vir julle ou klein mensies. Al kan ek nie vir julle sê hoe dit gaan wees nie. Soms het ek ook maar baie eie kommer daaroor. Maar ek weet, daar gaan 'n toekoms wees in hierdie wonderlike God. Daarom gaan ek nou oor na hierdie persoonlike getuienis om die vraag ook aan julle te stel in die wonderlike wete dat 'n pragtige spreek wat ek onlangs raak geloop het, wat gesê het in Engels, christening
is the beginning of the joyous life in commitment and in love and living for the living God and the living Lord. Dit wil sê, die doop is 'n wonderlike gebeurtenis, toegewy aan die wonderlike God, lewe saam met hom in liefde elke dag. Ek gaan nou oor om die vrae net kortliks vir julle te lees en waarop julle dan net moet antwoord. In die eerste plek bely julle dat hoewel julle ons kinders in sonde gebore is en daarom aan die verdoemenis onderworpe is, hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop en ingeseën ook word in die besondere sin deur die ou klein bietjie water op hulle voorkoppies. Ten tweede bely julle dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en hier in ons gemeente en dwars deur die kerk ook geleer word, die waar en volkome leer van die saligheid is. En ten derde beloof julle en is dit julle voorneme om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, ook saam met oupas en oumas en boeties en sissies, wat ook deel is van hierdie wonderlike geleentheid, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ek wil begin deur eers vir Peter John, PJ en vir Minion te vra, wat is hierop julle hartlike antwoord? En dan vir die Langevelds, daar is julle, Peer en Barbara, wat is hierop voor God, maar ook vir ons almal vandag julle antwoord? En dan die Lombards, Wouter en Nerina, daar op die punt, Wouter en Nerina, ook vir julle twee met 'n pragtige liewe kindjie, wat ook julle soos die Langeveldsbrei gekry het, wat is ook hierop julle antwoord? En dan Paul en Eudine Swart, voor God en voor die gemeente met hierdie ou klein mensie, wat is julle belofte voor God en voor ons almal hier saam? Baie dankie. Ons gaan nou oor tot die bediening van die doop. Ek self gaan vir klein David doop en dan daarna gaan Anton die ander dope waarneem. Ek vra vir julle om sommer hier saam met my na vore te kom. Oor die babas natuurlik. As mens in die akademie was jy lanklaas ook elke dag met 'n doop betrokke. Dit bly terwyl die babas ingebring word, bly dit elke keer weer 'n wonderlike ding en 'n wonderlike saak om die sakramente te mag bedien. Dis so 'n tasbare teken van God se genade. As ons die babas almal sommer nou kan kry, asseblief. Hierdie ou drietjies is drie besondere ou mensies wat, as ek dit mag sê, in vitro ontvang en gebore is saam met die liewe Here se plan, en die tweelingkie was die eerste tweeetjies en nou die ou boetiekie wat bygekom het. David McKechnie, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Pierre en Barbara, julle kan gaan nader kom. Andreas hier reg by die water. Andreas, ons doop in die naam van die Vader, en God kom sê vir jou, hy het jou lief en jy is syne. Ons doop in die naam van die Seun, want Jesus het reeds die prys betaal dat jy deel van sy familie kan wees. Ons doop in die naam van die Heilige Gees, wat sê dat hy elke dag, elke oomblik by jou sal wees. Amen. Dank julle terug. Wouter en Nerina. Carly, ons doop in die naam van die Vader, wat vandag vir jou kom sê, hy is jou bitter lief en jy is syne. Ons doop in die naam van die Seun, van Jesus wat reeds die prys betaal het, die deel van sy familie kan wees.
Ons doop U in die naam van die Heilige Gees wat sê hy is elke dag by jou tot die einde van jou lewe. Amen. Paul en Jadine. Ek gaan 'n opmerking maak dat hierdie dogtertjie word werklik in 'n vintage pakkie gedoop vanoggend. Die pakkie is 105 jaar oud. En hulle het my beloof hy skoon gemaak van enige swart plaag of so iets wat moontlik nog daarin kan wees. Noem my. Die Here kom sê vir jou vanoggend ons jou doop in die naam van die Vader dat ek jou lief en jy is syne. Ons doop in die naam van die Seun om te sê ek die prys betaal, ek kan deel van my familie word. En ons doop in die naam van die Heilige Gees wat sê hy is van vandag af tot die einde van hierdie lewe by jou. Amen. As julle doopouers graag hier onder sal kom staan, dan vra ek gou die naaste familie, die oupas en die oumas hier onder by hulle sal kom staan, dat terwyl ons die seëngebed doen, dat die oupas en die oumas hulle hande op hulle lê vir die eerste seëngebed. So as julle kan afbeweeg en hier onder kom staan, sal dit great wees. Gemeente gaan dan na. Ons staan ons op 'n groot troppie bymekaar en lê julle hande op. Die res van julle as julle gemaklik is met die gebruik, steek julle hande uit om so ook julle seën oor hierdie klein goed se lewens uit te spreek. En dan vra ons gou vir Moffie om die seëngebed te doen. Kom ons buig die hoofde en dan doen ons 'n kort gebed saam terwyl ons so bly sit. Wonderlike Here, wat 'n geweldige voorreg. Wat 'n godswonder wat ons ook weer hier beleef. O Here, en dis nie maar sommer net weer een van die rituele wat in die kerk plaasvind nie. Dis 'n buitengewone besondere geleentheid om klein mensies ten doop te bring. Om vir hulle te kom sê die Here, die lewende God wat leef en regeer, wat 'n verbond en 'n kontrak en 'n ooreenkoms met hulle ook gesluit het, kom vir hulle sê ek is lief vir julle. Baie dankie Here vir die gawe van hierdie wonderlike 4 babas. Baie dankie Here vir die gawe van kinders. Ons loof en prys U daarvoor. O Here, en as ons dit doen, dan bid ons ook vir boeties en sissies. Ons bid ook vir ooms en tannies, vir oupas en oumas, en miskien selfs oupa grootjies en ouma grootjies. Baie dankie Here daarvoor. O Here, en dan kom ons in dieselfde asem en by dieselfde geleentheid, om vir U net te sê, baie dankie, vir die wondergawe van die wonderlikste baba van alle tye, in die wieg in Bethlehem. O Here, en dan soos Martin Luther op 'n keer gesê het, baie dankie nie net vir die vleesgeworde woord nie, maar ook vir die skrifgeworde woord wat al hierdie getrouheidsbeloftes so wonderlik uiteensit. En soos die belofte van die eerste koms waar geword het, so sal die belofte ook van die tweede koms ook waar wees. Wat wie ook al sê oor al hierdie dinge. Dankie Here dat Martin Luther dan sê dat U Bybel die skrifgeworde woord die wieg is waarin hierdie boodskap lê. Baie dankie Here vir die kerk en die gemeente, ook hierdie gemeente, wat die wieg is waarin ons as gesinne en families en ook hierdie doopelinge en hierdie doopouers kan tuis voel. Maar God dank ten slotte dat die wieg van die ewigheid die wieg is waarin ons ewiglik saam met U eendag sal lewe in die hemel. Die hemel, die plek waar God altyd en nogmaals altyd sal wees. Gaan nou met ons, maak dit 'n wonderlike dag, ook as ons agterna saam kuier as families. Seën ons en ook die doopouers gebruik hulle in die besonder. In U wonderlike naam. Amen. Ons gaan nou 'n seëngebed ook op hulle sing, so as julle as gemeente julle hande kan uitsteek, dan sing ons laat hierdie seën op hul daal.